Gemeente, soos reeds genoem, is ons hier vandag om stil te staan by die identiteit wat God binne in ons vestig, om te dink aan die nuwe lewe wat ons elkeen intree, wanneer ons kies om vir die Here onsself te gee, onvoorwaardelik. Wanneer ons stil raak in elke gebed, mag dit ook so wees dat ons onsself herinner dat die Here ons geskep het. Ons is hier vir die uitsluitlike doel om sy naam te verheerlik, en die vraag is, hoe doen ons dit? Waar doen ons dit? En wat sien mense van Christus raak? Ons begin saam deur te reflekteer oor 1 Petrus 1 vanaf vers 13. En ons lig vir onsself die woorde uit wat Petrus vir ons gee, en ons herinner aan hoe ons behoort op te tree. Nadat ons hierdie woorde gelees het, neem ons 'n oomblik van stille gebed waar ons oë sluit en diep nadink oor ons eie lewe. En dan gaan ons as gemeente saam bid. 1 Petrus 1 vanaf vers 13 lees. Wees daarom verstandelik wakker en nugter. En vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Want daar staan in die skrif geskrywe, heilig wees. Want daar staan in die skrif geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Kom ons neem 'n oomblik waar ons oë toemaak en aan hierdie woorde dink, en dan bid ons saam. U het ons elkeen gawes en talente gegee wat verskil van mekaar. En is deur hierdie gawes en talente waar Paulus ons kom herinner in die boek van Korinte, wat u gegee het dat u kerk opgebou kan word. Want dit is groter as eerliking van u naam in die koninkryk. Die uitdra van u genade soos Matteus ons leer. Om uit te gaan in hierdie wêreld, soos Matteus 5 vir ons sê, om lig en sout te wees. Mag ons daarom, Vader, vandag onthou wie ons is. Mag ons met nuwe krag, Vader, vandag onthou wie ons is. Mag ons met nuwe krag, met nuwe motivering, opgewondenheid in die wêreld ingaan en uitsluitlik ons fokus op U hou. Want soos ons sal hoor, Vader, vandag is daar baie stemme. Soms is dit nie noodwendig die stemme van buite af, herend binne in ons leef, wat U genade probeer uitdoof. Dat ons fokus probeer afval van dit wat U vir ons sê. Jy sal dit maak. Ek sal jou seën. Ek sal jou omvou en ek sal jou nooit los nie. Vader, wanneer ons saam is vandag, is dit my gebed dat U Gees soos 'n dekmantel hier sal neerdal. Dat U oor ons elkeen se gedagtes die wag sal hou. Dat ons gedagtes sal gerig wees net op U. Want ja, Here, soos ons elke week vir mekaar sê, in hierdie geleentheid, glo en vertrou ons dat U met ons wil praat. Deur die woord, deur gebede, deur ons saam wees, wil U vir ons iets gee wat ons in hierdie week, dalk die maand, die jaar, vir die res van ons lewe saam met ons kan dra. Mag ons mooi luister, sag luister, en mag ons nie toelaat, Here Jesus, dat die bose kom om ons woord te steel nie. Ons kom vra met nederigheid, Here Jesus, dat U ons sal beskerm, bewaar, en dat U met ons elkeen sal praat. Verheerlik geleentheid. Amen. Gemeente, wanneer ons saam is vandag, dan kom herinner ons onsself daaraan dat God ons elkeen groet. God groet jou. En hy sê vir jou, jy is sy geliefde kind, waaroor hy vreugde en vrede het. Ontvang sy genade, eien dit vir jouself toe, leef daarin, en gaan dra dit uit daar waar jy kom. Gemeente, ek nooi jou uit om jou Bybel byderhand te neem en vir my oop te maak by die eerste hoofstuk van Daniël.
sodat ons 'n klein by die eerste hoofstuk van Daniël, sodat ons 'n klein gedeelte kan saamlees van vers 1 tot 21. Ons is tans besig met 'n preekreeks wat vra, hoe leef ons in 'n wêreld wat besig is om van God te vergeet? In 'n wêreld wat ons onsself in vinnig verander, waar daar groot nood is, bekommernisse en vrese, hoe leef ons in hierdie wêreld? Wanneer ons Daniël 1 gaan saam lees, gaan ons hoor dat Daniël vir ons sê, onthou, soms bevind ons onsself nie in die vrugbare grond wat ons dink ons behoort te wees nie. Soms voel ons dat ons geplant is in ongunstige omgewings. En ons bevind onsself dalk in 'n samelewing wat anders te dink, glo en voel oor ons. As ons Daniël lees, glo en voel oor ons. As ons Daniël lees, dan kom Daniël en julle sal hoor dat Daniël 1 vir ons sê, onthou wie jy gemaak is om te wees. Ek kon ongelukkig nie 'n appel kry om hierdie metafoor te gebruik nie, maar die sitrusplant gaan net so goed werk. Die funksie van 'n sitrus is om vrug te dra. Dit is om te groei en om te deel dit wat hy gemaak is om te wees. Hierdie vrug word geplant in 'n omgewing, wêreld geplaas word, wat titels, wat goedere in die wêreld om ons probeer vashou, status, roem, eer, en ons word daardeur toe gemaak. Die wêreld leer ons dalk dat die enigste persoon wat in hierdie wêreld belangrik is, iemand is wat hierdie titels saam met hom neem. Iemand wat voorspoedig is in die oë van die wêreld, wat dalk meer tyd spandeer by die werk as wat hy by die huis spandeer. Wat rykdom en eer najaag, veel eerder as om God te soek. Die groot krisis, soos wat ons sal hoor, is ons toelaat dat die wêreld ons vorm en aanhou om hierdie titels om ons te plaas, sal ons nooit kan vrel ooit gegaan het en jy het 'n vrug gevat en jy het hom in folie toegedraai en jy het hom in die son gesit vir 'n tyd lank, wat sou gebeur het met daardie vrug? Daardie vrug sou verrot en hy sou sterf. Maar as jy jouself gekry het om uit te breek uit hierdie wêreld uit, wat titels en goedere om ons elkeen plaas, om ons te maak om deel te wees van die norm wat sê, dis hoe ons as mense gemaak is om te wees. En ons maak die keuse om te wees wie ons as mense gemaak is om te wees. En ons maak die keuse om te wees wie God gemaak het om te wees. Sal ons verskil. Maar die verskil is, ons sal die roeping uitleef wat God ons gemaak het om te leef in hierdie wêreld. Soos ons dink aan hierdie beeld, lees ons daar een saam, en ek wil hê julle moet saam met my luister, hoe hulle uitgevoer is uit 'n plek uit waar hulle groot geword het en geplant word in 'n omgewing wat gedreig het om hulle identiteit te verander. Daniël 1 van vers 1 tot 21 lees soos volg. In die 3de regering, die Here het vir koning Jojakim oorgegee in Nebukadneser se mag, soos bevestig in 2 Konings 24 vers 8 tot 17. En ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap. En hy het dit na Sinar, die Bybelse naam vir Babylonië, na die tempel van sy God toe gevat. En daar het hy dit in die voorkamer van die tempel van sy God geberg. Die koning het vir Aspensas, sy hoofpaleisbeampte, wat ook afgesonder is vir diens as 'n eunuch vir die koning, beveel, om uit die Israeliete jong manne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense. Die jong manne moes sonder liggaamsgebrek wees,
mooi, toegerus, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. En hulle moes onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal. Met ander woorde, hulle moes geïndoktrineer word om dit wat hulle geglo het, prys te gee om iets nuuts aan te leer. Geglo het, prys te gee om iets nuuts aan te leer. En die koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet kry en dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word, met die uitsluitlike doel om hulle geloofsoortuigings uit te wis. Want jy sien, die koninklike paleis porsies ontvang van wyn en goeie kos. Hulle is weggevoer, hulle volk is in ander omstandighede besig om weg te kwyn en hier sonder die koning hulle uit met die beste wortel voor hulle neus om te sê, verander jou geloofsoortuiging en ek sal jou voorspoedig maak. Ons gaan verder wanneer daar staan, daarna moet hulle in die diens van die koning tree. En onder hierdie Judeërs was daar Daniël, Hananje, Mishael en Asar. Die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. En dis belangrik om tekskrities na hierdie name te gaan kyk, want hier het ons in die eerste plek gelees, die koning het gekom en hulle in 'n plek gesit waar hulle meer goedheid ervaar as die res van die Israeliete. Maar nou gaan hy verder en hy verander ervaar as die res van die Israeliete. Maar nou gaan hy verder en hy verander hulle naam. Vir 3 jaar word hulle nie meer Daniël, Hananje, Mishael en Asarja genoem nie. Hulle ontvang nuwe name wat 'n identiteit oor hulle uitspreek. En daarom lees ons dat Daniël om Beltesar te word, wat beteken Bel, die God van die Babyloniërs, beskerm my lewe. Hananja is Sadra genoem, wat weer eens verwys die een wat Akku se bevele uitvoer, die maangod van die Babyloniërs se bevele uitvoer. En Mishael word Messa genoem, wat die vraag aan die volk herhaaldelik vra deur sy lewe. Wie is soos Akku? Wie is groter as die maangod van die Babyloniërs? En Asarja is Abednego genoem, wat gewys het na die dienaar van die God Nabu. So toe hulle name verander is, moet jy by jouself dink, waar jy genoem is, Daniël, word jy nou ewe skielik iets anders te genoem. En dit word gebeur dat as jy lank genoeg hoor, jou identiteit word volgens dit in bepaal. Maar Daniël en sy vriende was nie normaal nie. Want Daniël het hom voorgeneem om nie met die koning se kos en wyn te verontreinig te word nie. En hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. In simpatie gestem teenoor Daniël. Maar hy het vir Daniël gesê, ek is bang vir die koning. Hy het bepaal wat julle moet eet en drink. En as hy sien julle voorkoms is nie so goed soos die van ander jong manne van julle ouderdom nie, is ek oor julle in die moeilikheid by hom. En toe hy aangestel is om toesig oor Daniël, Hananje, Mishael en Arsag, maak asseblief 10 dae lank 'n proefneming, sê hy, met ons, en laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelyk dan ons voorkoms met die van die jong manne en handel dan met ons, na wat bevind van sake. Die amptenaar het toe hulle versoek toegestaan en 10 dae lank 'n proefneming met hulle geneem. Na 10 dae het hulle mooier en gesonder daar uitgesien as die jong manne van die koning se kos geëet het. En toe die amptenaar van die koning se kos geëet het. En toe die amptenaar die koning se kos en wyn vergoed van hulle af weghou en vir hulle net groente gegee. Besonders dat daardie amptenaar hulle goedgunstig gevind het in hulle versoek. Vers 17 sê, en God het aan hierdie 4 versoek. Vers 17 sê, en God het aan hierdie 4 jonge manne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is, en ook wysheid. En Daniël kon enige gesig of droom uitlê.
En op 'n tyd wat die koning Nebukadneser bepaal het dat die jong manne voor hom gebring word, het die hoofpaleisbeampte dit gedoen. Die koning het met hulle gepraat en hy het onder almal niemand gevind soos Daniël, Hananje, Mishael en Asaria nie. Want God het laat guns vind in die oë van die mense. Toe het hulle in die diens van die koning getree en in enige saak wat wysheid en insig verwys het en waaroor die koning hulle uitgevra het, was hulle 10 maal beter as al die towenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning. 'n belangrike teksgedeelte wanneer ons onsself in die heel eerste plek onthou, dat ons vandag nie hier is, sommer maar net nie. Ja, dit is ons ouers wat by mekaar gekom het, wat geboorte gegee is aan ons. Maar die woord van God leer ons dat lank reeds voor ons ouers by mekaar gekom het, was daar 'n God wat ons gewil het om hier te kom staan. En ons het nodig om vir onsself die vraag te vra in ons lewe, waarom is ons hier? Wat is die uitsluitlike doel wat God vir my lewe gegee het om te gaan uitleef? Daar waar ons geplant is in die spesifieke werk wat ons ontvang het, in die omgewing waar ons onsself 'n huis opsit, hoe is ons in hierdie wêreld geplant om God uit te leef? Dis belangrik, is God se naam besig om stadig maar seker uit te sterf. Soos die mens al meer sekulêr raak, met ander woorde gerig op homself, is hulle besig om God een kant toe te skuif, want dit is vir ons belangriker om eer en status te kry en vooruitgang te beleef in ons eie krag. Daniël sê vir ons mag nie onsself in hierdie wêreld bevind in 'n plek waar ons kies om God tweede te plaas nie. Ons kan nie toelaat dat die wêreld ons verstik, allerhande titels en allerhande goedgunstige goeders wat ons dink ons sal beter maak as die res van mense nie. Nee, sê Daniël vir ons moet weet dat God ons hier geplant het. Uitsluitlik vir die doel om hom te verheerlik. Wat sou gebeur as ons vandag onsself wêreld sê belangrik is en wees wat God ons gemaak het om te wees? Sal ons kies om vrug te dra? Sal ons kies om hoop, geloof, liefde, genade te gaan saai, eerder as wat ons probeer om werk te gee, eerder as wat ons probeer om in te pas in 'n saak lees met die naam van Sacred en Secular. En daardie boek vertel vir ons dat in die 1600s, hier rondom 1654, het 'n nuwe beweging tot stand gekom wat hulle noem sekulariteit. En ons is tans deel van 'n 300, amper 400 jaar se beweging waar God stadig maar seker in die agtergrond beweeg het. Wat niemand ooit sê nie, is tot op die 16de eeu was alles toegeskryf aan God. Wanneer dit nie gereën het nie, het ons na God toe gegaan in gebed, want ons het geweet net God kan reën gee. Wanneer die hemele oopbreek en die reën val, het ons God gedank, want ons het geweet net hy gee die reën. Wanneer ons siek was, het ons in dieselfde gebed ingegaan. Wanneer ons gesond is, het ons God verheerlik. Maar toe die verligting plaasgevind het, het hulle gesien. Stadig maar seker oor die eeue heen het daardie beweging toe geneem. Ons bevind onsself in 'n omgewing en ons staan met die vraag, waar plant ons onsself? Ongelukkig kan ons nie met een voet in die wêreld staan. Ongelukkig kan ons nie met een voet in die wêreld staan en een voet in die koninkryk van God nie. Want iewers sal ons een van die twee gode aanbid, soos wat Matteus 6 ons leer. Dit is vir hierdie uitsluitlike rede waarom ons vandag ook kyk na die identiteit wat Christus in ons elkeen gemaak het en beantwoord ons die vraag wat ek hoop jou sal dra vir die res van jou lewe.
Wie is ek in Christus? En hoe lyk my identiteit? Baie belangrik dat ons onderskeid tref rondom wie ons is en wat ons gemaak is om te wees. Ons kan dit anders te stel vandag met twee vrae: waar kom ons vandaan en waarheen is ons op pad? Jy sien in die tussendeel wat God vir ons gegee het, wat definieer wat ons in hierdie wêreld bereik. Ons kan insamel en ons kan baie goedere kry, maar Prediker leer vir ons dat iemand anders dit sal erf. Ons is gemaak, leer die Bybel ons, om hier waar ons geplant is. Ons is gemaak, leer die Bybel ons, om hier waar ons geplant is, waarheen ons gestuur is, 'n lewe te leef, deur alles wat God vir ons gegee het, om hom te verheerlik. Met ander woorde, die Here vra nie vir ons om onsself vanuit die wêreld uit te neem nie. Die Here vra nie vir ons om onsself vanuit die wêreld uit te neem nie. Paulus sê vir ons, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. En dit is belangrik daarom vandag om, as ons hierdie vraag beantwoord, vir mekaar te sê, ek vra nie vir jou om jou lewe wat jy het op die rug te draai nie. Die Bybel vra nie vir jou om nou ewe skielik alles te gaan verkoop en jouself te herplant iewers te anders nie. Die Bybel vra vir jou en vir my vandag, daar waar jy geplant is, watter invloed het jy? Jy sien, 'n verhaal, kan ons daar waar ons geplant is, God verteenwoordig. Soms is dit nie maklik nie. Soms sal die wêreld ons nie goedgunstig ontvang nie. Soms sal ons ly. Ons sal dalk nie die doodstraf ontvang of gevonnis word. Ons sal dalk nie die doodstraf ontvang of gevonnis word tot tronkstraf nie. Maar julle weet waarvan ek praat wanneer julle sê en ek sê en ons almal sê ons glo in God. Jy begin staan op die agterkant van die samelewing. Dis as te ware 'n skade, en soms is dit 'n eensame plek. Daniël en sy vriende was 4 in totaal toe hulle in Babylon hulle geloof moes uitleef. Maar Daniël en sy vriende het gekies om daarby te staan. En God het hulle gebruik in die omstandighede waar hulle geplant is. Dis volgens Christus, en ons moet weet wie en wat ons is. Daarom lees ons die tweede gedeelte saam in die boek van Romeine in hoofstuk 12 vanaf vers 1 tot 8. Vers 1 lees: En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Want dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak. Wil van God is wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ek herinner julle, kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewers daarop toe om beskeie te wees in die ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Paulus kom na ons toe en hy sê vir ons het 'n opdrag ontvang. Ons het die opdrag ontvang, soos 1 Petrus 1 gesê het, om heilig te wees. Noodsaaklik is in die omgewings waar ons geplant het. Want Paulus sê vir ons in vers 4, ons het baie lede in een liggaam. En die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. En dit wil ek julle mee motiveer, sê Paulus.
As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat ons dit doen sonder bybedoelings. As ons leiding gee met toewyding. As ons almal help of ander help, dan met blymoedigheid. Paulus sê in die eenvoud van die woord, vind uit wie jy is in Christus en wees wie God jou gemaak het om te wees. Ons dink na aan hierdie woorde vandag soos ons regmaak vir die woordverkondiging, maar ek vra vir ons die woord sal oopbreek. Kom ons bid saam. Here, ons plaas onsself onder U gesag. Gees van God, ons kom bid dat U die sentrale plek in ons lewe sal inneem. Ons kom bid, Here Jesus, dat U ons gedagtes sal bedek van alles wat daar buitekant is. Alles wat ons aandag kan wegneem van U af. En ons kom bid, Here Jesus, dat U met ons sal praat. Want opgesluit in die woord wat ons saam lees, en die prediking wat gelewer word, glo ons, Here Jesus, dat daar iets is wat U vir ons wil gee. Daarom is ons hier vandag. Daarom het ons paie tot hier gekom. Mag ons dit nie mis, dat U vandag 'n afspraak het met ons nie. Mag ons nie vandag mis, Here Jesus, dat U vir ons iets wil gee, wat dalk ons lewe kan transformeer nie. Wat ons uitkyk oor dit wat ons doen verander. En dat ons dalk nie sal begin kyk na die toekoms wat vir ons oor is. Vader, dat ons nodig het om stil te raak, soos Paulus sê, om die stem van Christus te gaan hoor. En om te vra, Christus, wat wil U hê moet ek wees? Mag daardie stem harder praat vandag. Mag het resoneer in ons harte en mag daar iets van 'n vuur aangesteek word, wat ons help om hierdie persoon te wees. Vader, breek vir ons die woord oop. Praat U met ons. Want as U nie praat met die hart nie, Here Jesus, bly hierdie teks net woorde. Die prediking mooi gedagtes wat ons met woorde. Die prediking mooi gedagtes wat ons kan vergeet. Maar dis wanneer U praat. Wanneer U praat met ons hart, dat alles anders te verander. Want ons besef, U werk met ons. Mag het ook dan met ons. Mag het ook dan so wees, Here Jesus, dat U ons raak. En soos Paulus gesê het, ons gedagtes vernuwe oor die toekoms wat op ons elkeen wag. Amen. Gemeente, Paulus het in hierdie kerk. Paulus se identiteit vir die grootste gedeelte van sy lewe is so geskep dat hy 'n suksesvolle vervolger van Christus kan wees, 'n suksesvolle ongelowige wat in hierdie wêreld aansien sou hê. Maar op 'n dag kom Damaskus en Christus verskyn aan hom en slaan hom blind. En vir 'n tyd lank moes Paulus gaan bid. Sy oë is aangeraak en dit het oopgegaan vir die wêreld. Ek wonder by myself watter ontnigtering moes in Paulus aangegaan het toe hy besef het die eerste gedeelte van sy lewe het hy volgens die wêreld geleef. Die wêreld het hom gekondisioneer, daar waar hy gestudeer het vir hom 'n sekere geloof aangeleer om te gaan leef en dit was alles verlate. Toe hy besef het vir die eerste fase van sy lewe het hy totaal verkeerd geleef, maar God het hom geroep vir 'n beter lewe. Vandag bevind ons onsself in 'n soortgelyke situasie, waar ons baie goed is om te word wat ander mense van ons verwag, te neem wat iemand vir ons gee om te wees. Die wêreld het 'n klomp drome en een van daardie drome is om jou te maak wat hulle nodig het.
om jou te maak om volgens hulle beeld van jou lewe te gaan uitleef. Ons het so groot geword dat ons gekondisioneer word in verskillende omgewings om meer te gaan kyk na die wêreld en hoe die wêreld funksioneer, eerder as wat ons gaan vra, hoe lyk die koninkryk van God, wat is God se wil vir ons lewe? Wat is God se wil vir ons lewe? Ons sit met 'n identiteitskrisis nie alleen in die kerk nie, maar in die samelewings reg oor die wêreld, waar daar tans 'n groot debat is oor wat is ek? Wie is ek? Aan die een kant wie is ek? Aan die een kant is daar 'n geslag wat sê ons moet teruggryp na die verlede toe om ons identiteit te gaan herbevestig. Die ander kant sê nou weer ons moet kyk na waar ons nou tans geplant het en in die gemeenskap ons identiteit vind. Ander mense sê ja, ons besig is om te word dit wat mense gaan nodig hê. Dit is goed om te vra, wat is my identiteit en wat vorm my identiteit in die wêreld? Maar as ons nie genoegsame tyd neem om by God te gaan sit en luister, en by God te gaan hoor, weet hy gaan ons 'n tyd lank leef, en dalk by aftrede kom, en te laat agterkom dat ons 'n lewe geleef het. 'n Lewe geleef het wat vol goed was, eerder as om 'n sinvolle lewe te gaan leef. Ons sien dit, wêreld ingaan. Hoe eet jy jou kos? Eet jy dit met dankbaarheid omdat God dit vir jou gegee het, of eet jy dit omdat jy wil vol word? Hoe werk jy? Werk jy omdat dit 'n taak is wat jy moet doen sodat jy 'n salaris kan kry, of werk jy om God doen sodat jy 'n salaris kan kry, of werk jy om God daardeur te verheerlik? Jou lewe sal 'n totale, betekenisvolle verandering kry wanneer God intree en wanneer jy besef God het jou daar geplant omdat hy deur jou wil werk. Gewees in Amerika, wat het reg gehad het om die wêreld te laat dink en te kyk aan 'n ander kant van wat die wêreld vir hulle leer. Die kollekte samelewing wil probeer verkoop. Daardie algemene beeld wat die groep het, wat hulle sê dit is die norm. Mark Twain het gesê die 2 grootste dae van jou lewe is wanneer jy besef dat jy gebore is, en dat jy besef dat jy hier geplant is nie net om deur die lewe te gaan en te sterf nie, maar om 'n wesenlike verskil te maak. En is dit nie mooi dat God vir ons elkeen sê, jy is geplant in presies die regte plek om mense te raak nie. God vra nie van jou om 'n identiteitsverandering om te gaan waar jy jou karakter, jou menswees wat hy geskep het, so het asof dit iets is wat jy moet word wat jy nie kan wees nie. God sê vir jou, ek het jou presies gemaak soos dat ek jou nodig het om mense te gaan raak. Daarom het ek verskillende gawes in die kerk gegee. Daarom het ek mense vir julle gegee wat aansienlik beter is daar, sodat jy kan leer by daardie persoon. Ek het mense in die wêreld ingestuur om die musiek te kan speel, sodat daar in die omgewing waarin hulle is, 'n belewenis kan wees wat alle woorde transcendeer. Ek het mense gestuur in hierdie wêreld in met wysheid, wat saam met mense kan gaan sit en hulle kan leer dat die lewe wat op hulle wag vir hulle lewenslesse het. Paulus sê vir ons moet weet, daar is 3 goedere of beginsels wat deel maak van ons lewe. En die eerste daarvan is dat ons moet besef dat ons heilige offers van God moet wees. 'n Offer word gebring na die tempel toe. 'n Offer word gebring vanuit dankbaarheid. Paulus het sy lewe totaal verander om God te verheerlik. Want hy het besef God het hom in die wêreld geplant.
Dit was nie alleen sy ma en pa wat dit moontlik gemaak het nie. God het hom geplant. Dis God wat hom die tyd gegee het. Hoeveel tyd het ons oor? Is die vraag wat ons al soveel keer gehoor het. Maar wat maak ons met die tyd wat ons oor het? Hoekom het God jou en my wakker gemaak vandag om die dag in te gaan? Waarom het ons nie weggesak in ons slaap en oor te gaan? Waarom het ons nie weggesak in ons slaap en oorbeweeg na die ewigheid toe nie? Dink jy dit was toevallig gewees? As God vir jou die dag van môre gee, waarom doen hy dit? Doen hy dit sodat jy net nog 'n dag kan aangaan en worstel en spanning kan hê, of gee hy vir jou daai geleentheid sodat hy deur jou kan werk? Paulus sê, moenie dat die wêreld van jou steel, moenie dat die wêreld jou in hierdie lewe kom herinner daaraan dat jy daar is om net take uit te dra nie. Nee. Verder dan sê hy met die gemeenskap in Rome, julle moet weet dat God julle hier geplant het sodat julle meer tyd saam met hom kan spandeer. Hoekom is dit so belangrik om meer tyd saam met God te spandeer? Want die insigte wat jy opdoen wanneer jy saam met God spandeer, is insigte wat jy met die wêreld kan gaan deel, jou kinders, jou kleinkinders, jou vriende. Tyd saam met die Here gaan bepaal wie en wat jy is. Ek het dit reeds 'n paar keer gesê en dit is moeilik. Om te vra wat sê God vir ons. Dit is moeilik om sy stem te gaan identifiseer. Maar dit is noodsaaklik, sê Paulus, dat ons dit sal doen. Want ons is skaap, ons dit sal doen. Want ons is skape van 'n skaapwagter. Ons maak deel van 'n trop wat in hierdie wêreld ingestuur word en ons het nodig om te weet waarheen is ons op pad. As jy die einde van ons op pad. As jy die einde van jou lewe bereik het en jy het net 'n klomp goed ingesamel, maar jy het niemand geraak nie, was jou lewe 'n sukses. Dis nie 'n oordeel nie, dis 'n vraag. As jy aan die einde van jou lewe kom en jy het soveel goed nie, wat het jou lewe beteken? God het ons gemaak om in hierdie lewe hom te gaan verteenwoordig, om in aanraking te kom met ander. Maar as ons in 'n lewe leef, in 'n wêreld leef wat konstant ons toevou, laat agterkom dat ons die lewe verspeel het. Daarom sê Paulus vir ons in die laaste plek, dit is belangrik dat jy gaan uitvind wie en wat jy is, sodat jy kan wees wie God jou gemaak het om te wees. As jy nog kinders in die gemeenteverhale van Lucky die leeu en die arend wat gedink het hy is 'n hoender, twee kragtige metafore gewees het. Lucky die leeu is gebore in 'n trop leeu's. En weens omstandighede het Lucky verdwaal van daardie trop af en 'n klomp skape het hom ontdek. En Lucky het saam met hulle groot geword. En Lucky het saam met hulle gewy en hy het geleer hoe om soos 'n skaap om te gaan. En Lucky het groter geword en op 'n manier het hy gevoel hy pas nie in nie, want die ander skape wou nie rondom hom. Hy het op die kant in die rand van die skaaptrop gestaan en niemand wou met hom handel nie. En op 'n dag breek daar 'n klomp leeu's binne in die trop los. En hulle begin daar die trop uitmekaar uitjaag. En een van die leeu's kom na Lucky toe en hy sê vir hom, kom, ons moet hierdie skape jaag. En Lucky is daar en hy's besig om te ruk want hy dink die leeu wil hom opeet. En die leeu stop en hy sê vir hom, en nou? Hoekom kom jy nie saam nie? En Lucky staan so en hy besef, Lucky het nie idee wie hy is nie. En hy vat vir Lucky na die water toe en hy sê, kyk gou af. Wie is jy?
'n arend word deur 'n boer gevang toe hy 'n klein kuikentjie was. En daardie arend word saam met die hoenders in 'n hok gesit om saam te beweeg en groot te word. Hoenders in 'n hok gesit om saam te beweeg en groot te word. En die arend word groot en hy begin krap. En die arend probeer om die saad op te tel, maar sy snavel is nie gemaak voor en hy sukkel. En hy raak groter en die ander hoenders begin hom uitlag. Tot op 'n Ek en jy is nie gemaak om volgens die wêreld se standaarde te leef nie. Ons is gemaak om te wees wie God ons gemaak het om te wees. Soms beteken dit dat ons 'n ander pad moet loop wat die wêreld nie loop nie. Soms vra dit vir ons om onsself wortel in die Here en ons plant in die omstandighede, sal ons dit dalk nie maklik hê nie, maar God sal ons seën. Ek wil glo dat elkeen van ons 'n verhaal het, 'n nalatenskap wat ons gaan leef en wat ons gaan gee vir die volgende generasie leef en wat ons gaan gee vir die volgende generasie. Maar dit moet ook gepaard gaan met ons verhouding met God. Dat dit ons kinders en kleinkinders sal wees wat God volg op grond van wat hulle gesien het. God het ons gemaak in hierdie wêreld sien het. God het ons gemaak in hierdie wêreld om vir hom te leef. En dit is waarom ons lees in Matteus 7 vers 13 tot 14. Kerk van ons Here Jesus Christus. Weet mooi, die pad is nou en klein, maar die pad na die verderf is groot. Luister na God wat jou wys na die pad van die ewigheid. Moenie luister na die grootste korps van mense wat nou besig is om God af te sweep, wat gelyktydig die kant toe gaan 'n stroom wees wat jou dood veroorsaak. God het jou en my gemaak om in hierdie wêreld heilig te wees, verteenwoordigers van hom te wees. Daarom lees ons in 1 Petrus 1 vers 16, wees heilig. Lees ons in 1 Petrus 1 vers 16, wees heilig, want die Here jou God is heilig. Dis wie jy gemaak is om te wees. Ons bid saam. Here Jesus Christus, dankie, ons is hier. Ons kan asemhaal. Ons kan voel. Ons kan dink. Waarom? Waarom is ons hier as daar soveel ander is wat reeds in die ewigheid is? Waarom het U ons gemaak? Mag U vandag in ons harte iets laat begin beweeg, om te besef elke tree wat ons gee saam met U is 'n tree waar ons in ons identiteit ingaan. En daar waar ons kom ongeag vrug dra, waar ons goedheid en guns sal ontvang, nie as gevolg van die wêreld nie, maar as gevolg van U, omdat ons getrou bly aan U. Dat wanneer die wêreld skree dat 'n ramp op pad is, dat ons geloof en vertroue in U gewilself bevind, in die omstandighede waarin ons onsself bevind, die seisoen waarin ons onsself bevind, is dit so belangrik, Gees van God, dat U ons herinner aan ons identiteit, wie ons gemaak is om te wees. Mag ons in hierdie week, en vir die res van ons lewe, 'n heilige en aanneemlike offer vir U wees, wat 'n goeie reuk sal gee. Of in ander woorde, soos Matteus 5 sal sê, om sout en lig vir U te wees. Dankie Here vir U te wees. Dankie Here dat U ons elkeen by name geroep het om in hierdie wêreld te gaan. Help ons om dit ook so te doen. Amen. God stuur jou nou na die wêreld toe. Dink na oor daardie woorde.
God stuur jou. Met die genade van God die Vader, met die liefde van die Seun Jesus Christus en met die bystand van die Heilige Gees, mag jy in jou identiteit in daar waar jy geplant is.